Nou ja, ek gaan julle vandag vertel van the greatest love story ever told. Daar is geen novel wat hulle geskryf het, of geen boek wat ooit in geskiedenis weer geskryf gaan word, soos hierdie boek nie. Want jy sien, ander boeke is in ink geskryf, maar ons boek is in bloed geskryf. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Want ek het van die Here ontvang, dis Paulus wat hier praat, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Daarom het Jesus die brood gebreek, want sy liggaam word gebreek. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my nagedagtes. 2 keer sê die Here Jesus, doen dit tot my nagedagtes. 2 keer. In die getuies van 2 is 2 mense moet getuig, dan is dit waardig. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons hele Christenskap hang om die kruis. Dis waarom Jesus gebore is, dis waarom hy gesterf het, dis waarom hy opgestaan het. Alles wat in Christenskap beweeg, is die kruis. Tot die demone ken die kruis. Almal weet, jou hele Christenskap moet teruggaan tot by die kruis. Daar waar alles vir ons volbring is. Ons sien God se liefde. Hoe beskryf die woord God? Hy sê God is, maar liefde het mos 'n aksie. Jy kan mos nie aan iemand verloof wees tot Jesus kom nie, so lief is hy vir jou nie. Iewers gaan julle trou. Hier bewys God bewys aan die kruis dat hy is liefde. Sy liefde het 'n aksie. God se liefde se aksie is Jesus, die Heilige Gees. Kom ons kyk, Johannes 3 vers 16. Bewys deur die Vader, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Jesus het bewys dat hy en God een is en dat hy God net so lief het, dat hy gesê het, stuur my, ek sal vir hulle gaan sterf. Hy was bereid om vir ek en jy dit te kom doen. En ek gee nie om hoe lief jy vir jou vriend is nie. Ek beloof jou, jy gaan nie jou lewe vir hom neerlê nie aan die kruis nie. Jesus sê, ek sal gaan, Vader, ek sal gaan. Hy het presies geweet wat vir hom wag. Dit was nie die eerste kruisiging wat Jesus gesien het nie. Hy het duisende gesien. En hy het geweet wat hy die aarde beloop as mens. Hy gaan deur daai pyn gaan. Die Bybel bewys dit deur te sê in die tyd van Getsemane, waar hy sê, my Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, u wil geskied. En Jesus het bloed gesweet. En hy het die disippels gaan wakker maak. En sê, bid net 1 uur saam met my. Jy sal op aarde nooit hierdie liefde kan vind, wat Jesus vir jou het nie. Want Jesus se liefde is onvoorwaardelik. Elke liefde op aarde is voorwaardelik. Nie een van ons kan mekaar garandeer, ek het jou onvoorwaardelik lief, en maak nie saak wat my kant toe kom nie. Net Jesus Christus kan daai waarborg gee. Hy het dit bewys. Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Hy het nie net sy lewe vir sy vriende gegee nie. Hy het dit onvoorwaardelik gegee. Hy het dit gegee vir almal. Want hy haat sonde, maar hy het die mens lief. Hy het sy creation lief. Nie die sonde nie. Is jammer dat nagmaal 'n ritueel geword het. Hierdie Sondag het ons nagmaal, die einde van die maand se eerste Sondag. Nee. Nagmaal moet wees wanneer jy remember, wanneer jy in gedagte roep aan God se beloftes, wanneer jy weer dankbaarheid toon, wat het hy vir my gedoen? Vir my het hy daai pyn deurgegaan, vir my het hy sy lewe afgelê, vir my is hy verneder, geslaan as mens onherdenkbaar, sê Jesaja.
Hoekom hou ons nog steeds nagmaal? En hoeveel keer mag ons dit hou? Kom ons kyk. Lukas 22 vers 19, 1 Korintiërs 11, 23 tot 26, maar hy sê, doen dit tot nagedagtes aan my. Wanneer jy deur 'n moeilike ding gaan, wanneer jy in 'n moeilike situasie is, wanneer jy nie weet watter kant toe nie, wanneer jy voel alles is hulpeloos, dan dink jy aan Jesus aan daai kruis. Nog nooit was jy so hulpeloos soos Jesus aan daai kruis nie. Want daar moes hy al die sondes van die wêreld op hom neem. Hoeveel houe is hy geslaan? Hoeveel? 39 houe. Die Bybel sê op 40 na. Nou die Romeinse tradisie was, jy slaan iemand 40 houe. Maar omdat hulle bang was met Jesus, dat hulle verkeerd getel het, slaan hulle hom net 39 houe. Want dit is 'n kriminele oortreding gewees as hulle iemand 'n hou oorgeslaan het. Al die siektes ter wêreld word in hoeveel kategorieë ingedeel? 39. So watter siekte ook kon nogal kom wat die Chinese uitvind of die whatever uitvind, it's done with. Want hy is God. Het maak nie saak wat COVID en wat se, ek weet nie wat, daar kom nou weer 'n nuwe ene wat ek weet nie wat se snaakse naam het nie. Jesus did it all. Do all. Maar kan jy dink, wie van julle het al griep gehad? Hoe het jy gevoel? Ellendig. Nou kan jy dink aan 39 verskillende siektes wat op jou gegooi word. Geen dokter kan jou eers daarvan red nie. En hy het dit alles gedoen. Ek en jy. Daarom hou ons nog steeds nagmaal. Om in gedagte te hou van niks wat ons pad kom, het hy nie die prys voorbetaal nie. Hy het selfs die dood gekanselleer. Want jy gaan nie dood hier op aarde en vaarwel nie. Dis tot ek jou weer sien. Dis die liggaam wat sterf. Maar die gees en die siel is very much alive. Dan begin ons eers lewe. Tweedens doen ons dit as 'n openbare verklaring van die evangelie. 'n Body hou saam nagmaal. Ons sit saam in die kerk, ons hou saam nagmaal. Ons wys vir Christus dat ons 'n eenheid het onder die bloed. Of jy in Amerika is en of jy in Kazakhstan is of waar ook al jy is, as jy born again child of God is, hou jy nagmaal. Nie waar nie? 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, ons verklaar openlik dat ons glo dat Jesus gesterf het, opgestaan het en sit aan die regterhand van God waar hy vir ons intree. Want ons glo dat Jesus gesterf het, 1 Tessalonisense 4:14, opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het saambring. Romeine 8 vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, hy het nie net gesterf nie, hy is opgewek, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. En derdens kom ons in lyn met ons verbond. Toe Jesus gesterf het, in die Ou Testament het die bloed van diere sonde gecover, toegemaak. In die Nuwe Testament het ons 'n beter verbond, want Jesus se bloed was dit weg. Hy maak dit nie net toe nie, hy was dit weg. Toe Jesus aan die kruis gesê het, it is finished. Kan Jesus lieg? En as hy sê dit is klaar, dan is dit klaar. Ek en jy moet dit net snap. Dit is klaar. Hy het sy rol op aarde klaar vervul. Ek en jy het nog nie. Ons is nog hier. Hy is klaar, sy het die hele tyd kom doen. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit jou werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jou menslike pogings en my menslike pogings kan vir ons niks beteken nie.
Inteendeel, die Here sê ons beste werke is vir hom soos vuildoeke. Jy kan nie in die koninkryk ingaan omdat jy 'n goeie mens is nie. Jy kan nie in die koninkryk ingaan omdat jy baie goed vir die armes gedoen het nie. Jy kan nie. Jy kan net gaan deur die bloed van Jesus en deur genade. Daar is niks op hierdie aarde nie, dankie Johan. Daar is niks op hierdie aarde wat jou sonde kan wegwas. Niks. Jy gaan betaal vir nie cash, it's not working. Just wait on him for a second. Come to us, Lord. You reward those who earnestly, diligently seek you. Want to see your face. Ek dink nie hulle kan in enige ding die werklikheid uitbeeld nie. Want daar kan jy sien, dis Jesus. Die woord sê hy was as mens onherkenbaar. And he did it for you. Hy het dit vir ons gedoen. Hoe kan ons aan die nagmaaltafel sit sommer eet maar die broodjie en drink maar die monisdrywe saam? Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan om te besef wanneer jy daai broodjie in jou hand het. Hy is gebreek vir my en wat in my gebreek is, het hy heel gemaak.
Hy's geslaan vir my. Maak nie saak wat ek moet doen nie, want hy sê baie duidelik vir ons in Markus 8 vers 34. En toe Jesus die skare saam met sy disippels naam geroep het, sê hy vir hulle: wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Wat 'n kruis? Wat beteken selfverloning? Sterf aan jouself. Lê jou eie wil neer en jou begeertes. Wees gehoorsaam en soms gaan jy pyn, vernedering, opofferings. Dis 'n opoffering om vroeg op te staan, kerk toe te kom en na die woord van God te kom luister. Dis 'n opoffering. Dis 'n opoffering om gehoorsaam te wees wanneer hy vir jou opdrag gee en jy weet dat dis jou laaste. Dis 'n opoffering om vir iemand te staan en bid. Dis 'n opoffering. Al hierdie dinge, dis selfverloning. Dis nie meer ek nie, dis kom Paulus skryf. Ek leef nie meer nie. Hy leef in my. Maar jy moet besluit. Om jou kruis op te neem beteken totale oorgawe aan Christus. Nie hier en daar in areas wat jou pas nie. Ons is vinnig om vir Jesus te sê, ja, dit en dit en dit en dit. Maar as by die moeilike dinge kom, wat ons moet verkondig, dan raak ons stil. Wat ons nie kan doen nie, want dan is ons so halfpad oorgegee. Kom ons kyk wat sê hy. Deur hierdie werk van Jesus, sy gehoorsaamheid aan die Vader tot sy dood en opstanding, het Jesus vir ons die pad hemel toe gewys. Hy het vir ons gewys wat ons in hierdie wêreld sal deurgaan. Hy het gesê, terwille van my naam sal julle gedood word. Ons sien dit heeldag op die nuus, heeldag. Hoe mense gedood word, onthoof word, terwille van Jesus Christus. Hy het ons van slawerny en sonde gered. Ek en jy sou vir ewig, ons sou net bestaan het hier op aarde en vir ewig in die hel gebrand het. Hy het ons gered van dit. En een ding wat ons soms uit die oog uit verloor, en baie duidelik verloor. Jesus Christus is nie verslaan nie. Satan het nie gewen nie eers hier op aarde nie. Ek gaan vir julle nou uit die woord uitwys, dat Satan niks aan Jesus kon doen nie eers in die vlees as mens op aarde nie. Kom ek wys vir jou. Johannes 10, vers 17 tot 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Hy self het besluit wanneer hy sy asem gaan uitblaas. Al het Satan hom aan die kruis vasgekry, het hom nie dood gekry nie. Hy self het besluit, wanneer is dit klaar? Niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit neer. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem, wat hy bewys het. Hy het gesê, it is finished, hy het sy lewe afgelê en hy het weer opgestaan, wat hy bewys het, hy kan dit aflê en opneem net soos wat hy wil. Hierdie gedagte, hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Satan het niks oorwin van Jesus hier op aarde nie. Jesus het gekom om sy doel te vervul in die tydperk wat God hom gegee het om dit te doen. Want vir elkeen van hulle was daar plek. Vir die Vader, vir die Seun en vir die Heilige Gees, wat nou by ons is. 3 dae. Die drie enige God, 3 jaar is Jesus se ministry. Nagmaal bring vir ons geestelike eenheid as Christene. Ons sit saam om hierdie tafel, ons saam verklaar dat dit is vir ons gedoen. Psalm 133 vers 1-3. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berg van Sion, wat daar gebied die Here, die Seun, die lewe tot in ewigheid. Wanneer daar unity is in 'n plek, of dit in 'n skool is, of dit in 'n kerk is, of dit in 'n huisgesin is daar vrede. As daar nie eenheid is nie, dan is daar gestryery, and the spirit of strife opens doors to all evil practices. So wanneer daar gestryery in jou huis is, knip dit dadelik kort.
Of anders dan nooi jy 'n paar van hulle in. Kom ons kyk sê wat Matteus 4:4 sê. Ek het dit net te veel gesê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Hoe dikwels mag ons nagmaal gebruik? Hoe dikwels? Een keer 'n maand, een keer elke 6 weke, elke begin van die nuwe maand? Nee. Handelinge 2:46 en 47. En dag vir dag het hulle eendragtig verhaal in die tempel van die huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en guns was by die hele volk en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood in die gebede. Jy kan elke dag nagmaal hou, net solank dit nie 'n ritueel word nie. Dit moet word, omdat jy kan onthou wat God vir jou gedoen het en op daai nuwe verbond staan. En die Here sê ek en jy is mede-erfgename saam met Christus. Dit is ek en jy se om te gebruik. Wanneer mag ons nie gebruik nie? Wanneer mag 'n kind van die Here nie nagmaal gebruik nie? Iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, vir wat sal hy nagmaal gebruik? Wanneer mag ons dit nie gebruik nie? Eerstens, sê die Bybel, ondersoek jouself. Die Sondag wat jy sit, of wanneer jy by die huis is en jy wil nagmaal gebruik, kyk jy eers introspeksie. Wat gaan in my hart aan? Vir wie is ek kwaad? Wie kan ek nie vergewe nie? Van wie het ek gepraat? Waar het ek oneenigheid veroorsaak? Ondersoek jouself voordat jy aan daai tafel sit. Want dit het hom 'n prys gekos. Dit kos jou 'n prys. Jy moet jouself verloon, jy moet sy kruis opneem en jou volg, en hom volg. Want 1 Korintiërs 11:17 sê, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys dat julle saamkom nie ten goeie nie, maar ten kwade. Dis Paulus wat aan die Korintiërs skryf. Want weet julle wat het die Korintiërs gedoen? Hulle het, hierdie was armes, daai was middelmatig, hierdie was ryk. Dan wanneer hulle bymekaar kom, dan eet die rykes 'n feesmaal, die armes het nog nie geëet nie, en dis fisiese kos, en dan is daar 'n onderskeid in die kerk. Hier sit die armes, daar sit die, daar sit daai. Dan sê Paulus vir hulle, eet by julle huise, het julle nie voedsel nie? Julle kom hier ten kwade by mekaar, om onderskeid tussen mekaar, om verdeeldheid te bring. Hier is nie eenheid nie, ek prys julle nie, sê Paulus. Jy kan nooit dink jy is beter as iemand anders nie. Wat jy het is net genade van God. Tweedens, skryf Paulus, 1 Korintiërs 11:18. Want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skering onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Jy kan nie in hierdie kant van die kerk sit kwaad wees vir iemand daai kant nie. Jy kan nie daai kant van die kerk sit kwaad wees vir iemand daai kant nie. Dan wil jy daar gaan sit nie. Miskien het hierdie persoon regtig iets aan jou gedoen wat jy voel te erg is, of hierdie kant het dalk, dan sê jy, Here vergewe my, ek wil met skoon hande en 'n skoon hart, haal hierdie hart van klip uit my uit, gee my hart van vlees, ek kan nie so aan daai tafel sit nie. Gaan ons mekaar iewers te nakom? Ja. Ek sal nooit vergeet nie, ek loop in die mall. En die volgende Sondag besoek ons 'n sekere kerk. Ek en Amanda, want ons het opleiding daar gehad vir 'n profeteskool. En die vrou sê vir my, moenie my nou groet nie. Toe ons in die mall was, het jy oor my gekyk. Ek tog, liewe Vader, ek het jou nie eens raak gesien nie. Toe sê ek, wat so skrikkelik jammer, maar ek gaan eintlik mall toe om goed te koop. Want regtig, ek het nie gaan shop om te kyk wie ek kan sien nie. Julle weet mos jy's baie keer in gedagte, jy kyk regtig in iemand se gesig en jy sien regtig nie raak nie, want jy's besig. My kop is besig, my dagboek is hier. Want sy was nie impressed nie, maar ek ook nie. Maar anyway.
Besluit jy. This is the greatest love story ever told. Besluit jy of jy hom wil volg. En ek praat van volhartig. Besluit jy of jy jou kruis wil opneem, of jy hom regtig gaan volg, soos wat hy gevolg wil wees. Ons sing 'n liedjie in die kerk. Dankie Johan. I have decided to follow Jesus. Weet jy wat jy sing? Kyk. In 1904, revival swept across Wales. God made himself known in a very special and personal way. After the revival, a Welshman ventured halfway across the world to India, and he trekked up the mountains towards a remote village in the east. He was told, "Go back. The tribe in that village are famously violent." But the Welshman ignored the warnings, because even these savage headhunters should have the opportunity to hear about the mercy of God. One tribesman and his family heard the gospel and received Jesus as their savior. The good news was too good to keep to themselves, and they shared the gospel with others in the tribe. The chief was very angry, and he had the tribesman and his family dragged before the village. "Stop following Jesus," the chief demanded. The tribesman replied, "No, I have decided to follow Jesus. I am not turning back." The chief was furious and killed the tribesman's children. "Stop following Jesus," the chief insisted. The tribesman replied, "Though none go with me, I still will follow. No turning back." The chief showed no mercy, and he killed the tribesman's wife. "Now you will stop following this Jesus," the chief said. The tribesman looked the chief in the eyes and replied, "The cross before me, the world behind me. No turning back." The chief could not believe his ears, and he killed the tribesman. Jesus said, "If a grain of wheat dies, it bears much fruit." And that day, many other villagers who witnessed the persecution of that tribesman and his family also decided to follow Jesus. Even the chief himself became a follower of Jesus Christ. The tribesman's last words became the song of the village, and today it is sung all around the world. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow.
is, neem jou kruis op en volg my. Ons kan so baie maklik en baie vinnig praat. Are you totally sold out to Jesus? Dis hoekom daar verskillende belonings in die hemel is, vir verskillende mense. Ek gaan vir ons almal so 'n sekond gee, om reg te maak wat nou in jou hart is. Maak jou oë toe, dis 'n saak tussen jou en God. Here Jesus, ons wil vandag vir U sê baie dankie. Dankie Here dat ons op hierdie verbond kan staan. U het deur pyn gestaan, U het deur vernedering gestaan, U het deur leuns wat teen U verkondig is gestaan, U het verwerping gestaan. Vir 'n tydperkie lank was daar skeiding tussen U en God, sodat die sonde van die wêreld op U kon rus. Here, leer ons, soos hierdie man, om ons kruis op te neem en U te volg, heel hartig. En ons dankie daarvoor, uit genade op genade, spaar U ons, help U ons, en ons loof en prys U daarvoor, Here, dat U bereid was om kruis toe te gaan, vir sondaars soos ons. Here Jesus, laat U naam verheerlik word, daar waar U nou sit aan die regterhand van God, en steeds vir ons intree. Ons maak alles wat ons het toe in die kosbare bloed van Jesus Christus, maar meeste van alles ons harte, Here, want daarin is die oorsprong van lewe, en ons gee aan U net lof en eer en aanbidding. En Here, daar waar ons verkeerd opgetree het en hierdie dinge gedoen het wat nie vir U aanneemlik was nie, wil ons vandag soos koning Dawid kom vra, leer ons U weer, in Jesus naam.